Dag sê, ek dink julle sal met my saamstem, dis 'n baie interessante reis waarop ons onsself bevind, nie waar nie. En ek bedoel, ons konteks is mos maar Suid-Afrika, nê? Nee. En ons is op 'n interessante plek in ons geskiedenis, maar dit is so lekker om te weet dat die Here elkeen van ons wil gebruik om as 'n ligdraer in hierdie wêreld op te tree. Dis waar die Toekomsvenster homself verbind en ons vertrou dat hierdie program ook vir jou gaan toerus om in 'n groter mate jou lig te laat skyn in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Ek weet dat julle regtig baie nuuskierig is, nie waar nie. En wonder maar, wie is die gas wat vandag hier by ons in die Toekomsvenster ateljee tuiskom? Nou, hy het al by ons gekuier, maar omdat ons so lekker gekuier het, daarom het ons vir hom gevra om weer 'n keer by ons 'n draai te maak. Dr. Willem Pretorius. Hallo Willem, baie welkom. Hallo Jannie, dankie. Is altyd lekker om saam met jou te kuier. Willem, jy is so 'n mooi mens en so 'n ontspanne. Dis 'n ding wat ek by jou graag al hoe meer wil afkyk, is hierdie gevoel van 'n stuk rustigheid in jouself en dat die lewe jou nie baie maklik onderste bo ploeg nie. Is dit reg of is dit nie waar nie? Jannie, ek het by 'n swart man twee goed geleer. Ja. Eendag het 'n vriend van my se ysterpype in 'n boorgat ingeval. Ja. En hulle het die hele dag gesukkel en die swart man sê vir hom, Kutsie, jou planne moet net nie opraak nie. Ja. En die tweede wat ek geleer het is 'n swart man wat vir my gesê het, die werk gaan nie klaar raak nie, maar die mense gaan klaar raak. Ja. Ja. Miskien moet 'n mens iets dit van jou lewensfilosofie doen en maak, jy weet, jy hardloop so en jy spartel so, maar daar gaan altyd werk wees. Ja. En 'n ding wat ek al hoe meer en meer ook probeer doen is om ook in 'n sekere sin 'n rustigheid voor die Here te kry. Kalmte te kry, hy is in beheer. Ja. Hy sal die goed laat gebeur. Ja, 'n ander ding dink ek wat ook 'n belangrike ding vir my is as 'n ou so besig is, wanneer werk die Heilige Gees nou met jou, jy weet, wanneer kry hy nou kans om met jou te werk? En daarvoor is daar 'n rustigheid in jou nodig, né? Dan moet daar 'n bietjie kalm te wees en sê, weet jy, ek is ook gereed om onmiddellik 'n koppie koffie te drink, jy weet, ek gaan nie dat die werk my so omverwerk. Ja, en dit is opmerklik dat byvoorbeeld Hebreërs praat van die volk van die Here wat sy rus nie ingegaan het nie. As hy beskryf dit waartoe hy ons uitnooi, is 'n rus, maar dis 'n aktiewe rus. Maar dis nie 'n ledige rus nie, maar dis 'n opwindende rus. Dis 'n avontuur saam met die Here en so aan. Daai geuite uitdrukking wat ek sommer nou aan dink, Willem, waar mense sê as hulle aan die einde van hulle lewe kom, het hulle nog nie iemand gekry wat gesê het ek wens ek het harder gewerk nie. Ja, maar dis sê waar. ek so jammer ek het nie meer tyd deurgebring met hulle wat deel is van my verwysingsraamwerk, verhoudinge gebou, die goed wat regtig saak maak daarin tyd spandeer nie, nê. Maar ons laat ons altyd weer verlei, nê. So ons moet gedurig bewus wees daarvan dat ons nie so geabsorbeer word en so aan nie. Willem, jy het nou in die onlangse verlede as deel van die Toekomsvenster reeks en is mos waaroor hierdie program ook handel, het jy die 6de van die temas vir ons hanteer. Ons het nou al oor identiteit gesels en oor heelheid en volgelingskap en 'n klomp ander goeters. En toe kom ons nou by 'n baie belangrike saak, naamlik ons gestuurdheid in hierdie wêreld. Die sogenaamde missionale karakter van die kerk en so aan. As jy nou so gedink het voordat jy begin skryf en hy's nou al in die handel beskikbaar en dit gaan baie goed met hom en mense gebruik met groot vrug en so aan. Hoe het jy gedink, wat is dit wat jy by mense wil tuisbring rondom hierdie onderwerp? Want ek bedoel, op 'n manier weet almal ek moet iets vir die Here doen. Maar mense kom ook nie altyd daarby uit nie en jy weet hoe het jy nou gedink om die ding vars en nuut by mense tuis te bring? Daar's 'n verhaaltjie wat vertel word van Mani Malan wat by 'n tannie gaan besoek aflê op haar sterfbed. Ja. En toe sê sy vir hom, maar sy het nie vrede in haar hart nie. En die kort van die storie is dat dit gaan te oor sonde wat sy gedoen het. Ja. Sy het gedans. Ek dink gelowiges worstel, dis die grootste vraag waarmee gelowiges worstel is. Ja. Hoe leef ek? Ja. Die tweede vraag waarmee gelowiges dink ek baie ernstig worstel is, gaan die Here nie vir my vra hoeveel mense het ek bekeer nie? En dit is vir my die sleutel. Ek het daaroor begin dink en ek het die boek om daai rede begin skryf, want die vraag is, hoe wil ek dan mense bekeer?
normaalweg as jy die woord bekeer gebruik en jy gebruik sendingwerk en dan sê jy, ja, maar ons moet kan koppe tel, jy weet, ons moet die Here, die ouens moet die Here kan inkom. Ja, hy moet in jou hart inkom en jy moet hom vanaand aanvaar en. Ja, maar dan is dit vir my 'n verskraling ook van die evangelie, want Christus het nie net mense gewen om Christene te word nie, maar Christus het ook mense gewen deurdat hy hulle gesond gemaak het, hulle heel gemaak het, hulle probleme opgelos het. Ja. So die gedagte dat jy het om te sê as jy gestuur word om koppe te tel, is nie reg nie. En ek wou dit aanspreek. Ek wou mense help om los te kom daarvan, om te sê, weet jy, my hartklop lê nie in konfrontasie met die evangelie nie. Ja. My hartklop is regtig om siek mense by te staan en sterwensbegeleiding te doen. My hartklop is regtig om soms saam met mense te kuier, verhoudings te herstel, versoening, vergifnis vir mense te bring. Ja. Want dis mos deel van die wonderlike van die koninkryk van God is, as ons in daai nuwe verhoudings kan leef. So dis waar die goed vandaan kom, Janie. Ja. Is dit nie, dis ook een van die gevare nie, dat wanneer jy praat van koppe tel, en ek weet daar's verskillende inisiatiewe, hulle het verskillende oogmerke en so aan, maar dat mense onder die indruk kom van hulle eie behoefte aan God, 'n emosionele besluit maak wat wonderlik is, maar dan in 'n vakuum moet probeer vorentoe gaan, maar daar's nêrens wat connect, en sê, maar kom ons praat 'n bietjie oor die lewe, oor jou. Iewers moet iemand aan iemand vasgemaak word en begelei word op die pad van disipelskap, om uiteindelik self volwasse te kan word in die Here. Anders bly hy 'n kind en hy's ontnugter, want dit werk nie. Ja. Want al wat hy gehoor het is, van nou af is dit lewe en oorvloed, en ek bedoel, dis blydskap en dis vrede, en niemand is voorberei daarop, maar wag 'n bietjie, die Christelike lewe het ook uitdagings nie, want niemand, ons het nie gesê, toe ons die evangelie gebring het, ons het net gesê, Jesus het 'n wonderlike plan in jou lewe. En ons het daar ek wil amper sê 'n skuldkompleks ingebou om te sê, maar nou moet jy iets doen. Ja. Terwyl missionaliteit of gestuurdheid beteken dis hoe ek leef. Ja. Ek gaan nie ekstra goedjies doen nie. Ek leef dit. My buurvrou se sussie is oorlede. Ja. Dan gaan ek nie iets doen om haar nou te gaan sien nie. Ek gaan sien haar. Ja. Ek gaan saam met haar kuier, ek gaan saam met haar en simpatiseer. Dis nie 'n lysie wat ek vanaand afmerk om te sê wie ek kan nou gou ietsie gaan doen nie. Dis weet jy, ek het gaan kuier. Ek het 'n blom gevat, ek het 'n koppie sop gevat. Ja. Dis wie ek is. Ek gee om vir mense. Ja. Wel, weet jy wat vir my belangrik is van hierdie manier van doen is, dit haal die druk van 'n mens af, want ek bedoel, die hele wêreld gaan oor prestasie. Ja. Jy moet net uithaal en wys. Ja. Nou moet jy dit op 'n manier volgens hierdie model by die Here ook doen. Ja. Die hele tyd moet jy net uithaal en wys en hom tevrede hou, terwyl Christus het God tevrede gemaak aan die kruis. God is tevrede. Ja, daar's twee boustene wat ek gebruik, Janie. Die een is, God sê ek is wie ek is. Ek is nie met anders nie, ek moet nie goed doen nie. Ja. Ek is, so kom ons wees voor God, wie ons is. Human beings. Ja, jy being, jy weet, volheid van lewe wat ek voor God het, Johannes 10. Ja. Ek gaan net op 'n ander plek kry nie. Ja. Die tweede wat ek dink wat ons meer en meer moet doen is, ons moet wegkom van ons het 'n sekere klomp gawes wat iewers is en nou moet ons daar gaan. Wat is jou passie in die lewe? Ja. Wat dryf jou? En as mense jou dryf, dan is dit mos wat jy doen. Ja. As iets anders jou dryf, dan is dit iets anders wat jy doen en jy doen daai goed vir die koninkryk van God. Ja. En dit is die verskil. Ja. Dis die verskil. As ek die Here ontmoet in die veld. Ja. Vriende, nou moet ek veld toe gaan. Ja. Ek bedoel, kom gaan ons dan die veld toe nie? Ja. Want dit is waar jou hart is, dis waar jou passie is, dis waar jy God ontmoet. Ja. Maar nou het ons al hierdie tradisionele ander goeders wat ons saam met ons dra en wat ons skuldig laat voel. Ons kom te min in die kerk, ons kom te min by die Bybelstudies, die gemeente kry swaar en ons moet nou nog daarby uitkom. Terwyl as jy die Here dien, is hierdie goed eintlik 'n loop in die park, jy weet, jy geniet jou lewe. Ja. Ek hoop dat ons kykers hierdie ding raak hoor, want hierdie hele ding het 'n revolusie in my eie lewe veroorsaak. Omdat ek self altyd selfs as dominee, so onder die druk was van, maar ek moet 'n klomp goeders doen om God te behaag en tevrede te stel.
Tot ek op 'n dag gehoor het, en dit is mos die nuwe, en is eintlik die ou manier, maar ons het dit nie gehoor. Die Here sê, ek is besig met die werk. Ja. Kom kyk hier waarmee is ek besig en kom raak deel daarvan. Dit gaan 'n heerlike, ek nooi jou uit tot 'n avontuur. Is nie ek wat iets vir die Here doen nie, hy is daarmee besig, en hy sê, kom kyk bietjie wat doen ek. En kom sit ek jou hand by, ek wil jou gebruik in hierdie proses. En daarmee kan jy my dalk help, want ek soek 'n woord wat dit beskryf. Ja. Want gestuur het weer 'n implikasie eintlik. God sit nou iewers, nou stuur hy my. Ja. En dis nie waar nie. Hy's daar. Miskien moet jy sê jy's uitgenooi. Jy's uitgenooi. Jy weet jy 'n uitgenooide reisiger of so iets, want jy hardloop eintlik maar agteraan, want die Here het die wêreld lief en hy's besig met die wêreld, besig met om sy koninkryk te bou en ons kom maar eintlik hier aangehardloop. So asof ons al die jare mos gedink het die kerk as jy weet arme Here, hy sal nou nie iets reg kry as die kerk nie dit reg kry nie. Ek sit nou en dink aan ek weet nie of jy al oupa is nie. Ja, met die kleinkinders en so, ons het nou 2 seentjies, kleinkinders. En as oupa nou daar doenig is, of dit nou die tuin is of dit nou, en ek is nie suksesvol in enigiets wat prakties is nie, maar sou ek dit wel wag. Veral sê nou maar is 'n tang en 'n skroewedraaier en 'n spanner, what have you, so. Nou is ek daarmee besig en so aan. En nou draai oupa die skroef, maar hy's ook by, hy wil ook. Nee? En so oupa is besig, maar hy wil ook. En op 'n stadium staan ek links en ek sê, nou maar vat bietjie draai. Wag 'n bietjie, nou, en dan kry jy die ervaring daarvan. En op 'n manier is die Here besig. En hy sê, en ek staan by en ek vat die ding en ek voel, maar ek wil ook weet hoe voel dit en so. En hy sê nou maar vat die tang, vat die skroewe, vat die spanner of wat ook al so. Gee ook 'n draai, raak betrokke, kry die ervaring van dit. Dis 'n wonderlike ding. Jy het bietjie oor roeping geskryf. En ons sit nou die aand, want die materiaal wat ons mos beskikbaar het op die toekomsvenster is nou nie die handleiding wat jy geskryf het nie, maar ook die klein groep DVD's wat jy vir ons opgeneem het, wat by die klein groepe gebruik word. En dit het oor roeping gehandel. Nou praat ons na aanleiding van die besprekingsvraag oor roeping. En een van die manne in ons groepie sê, ek het nog nie my roeping ontdek nie. En ek vra vir hom, wat doen jy? En hy sê, hy is by hierdie firma betrokke, met hierdie bepaalde en so aan. Ek sê, maar dis die roeping. En weet jy, dit het so 'n stuk bevryding by hom gebring. Leef daardie plek vir die Here op 'n natuurlike wyse. Leef net, wees net Jesus vir daai mense. En toe ons aan die einde van die aand kom, toe bid die mense en toe bid hy, toe sê Here, dankie dat ek vanaand 'n roeping ontdek het. Dit was vir hom 'n bevrydende oomblik. As mense dit kan ervaar, maar jy sien dit kom met 'n geskiedenis saam, dat roeping is net 'n dominee wat 'n roeping het. Jy weet, as jy 'n roeping het, werk jy voltyds vir die Here. Terwyl ons eintlik is, ek kan nie die woord dienskneg gebruik, terwyl ons almal lewende lidmate is van Christus se lewende kerk. Almal se deurs van sy koninkryk. En of ek nou in besigheid is en of ek nou chappies verkoop en of ek in die skool is, dis my roeping. Dis waar ek moet wees, dis waar ek jy weet vir sy koninkryk moet reis. Maar dit vereis ook, en dit wil ek saam sê, dis wonderlik, dis 'n uitnodiging, dis nie moeilik nie ensovoorts, maar dit vra nog gehoorsaamheid. En dit vra van ons meermale om uit ons gemaksone te beweeg, want God stuur ons meermale na die mense toe wat nie soos ons is nie. Want hy wil 'n stuk verryking in ons lewens teweegbring en groei bring. Maar as ons nie bereid is om daai gemaksone uit te tree en om daar te gaan ervaar nie, dan bly ons arm. Janie, ek het al baie hieroor gedink oor hoe verduidelik 'n mens die vryheid in Christus vir mense, dat dit nie 'n laksheid word of 'n gemaklikheid. Want kyk, dit is nou maklik om jou te beskuldig as jy nou sê jy's vry en jy's los, presies soos wat jy nou sê, daar kom soveel meer goed op die tafel die oomblik wanneer ek vry is. Daar kom soveel meer, en nou wil ek nie die woord verantwoordelikheid gebruik nie, maar ek met my vryheid met verantwoordelikheid geniet. Ek kan mos nie maak wat ek wil nie. Die feit dat ek verstaan dat die genade my losmaak, maak mos nie nou van my 'n loslid mens nie. Dit maak van my 'n toegewyde kind van die Here, wat besef dat die genade is nie goedkoop nie. En dis baie keer 'n beskuldiging wat 'n mens hoor om te sê, maar julle maak nou alles so maklik en. Maar Romeine 6 is tog mos nou baie duidelik daaroor. Romeine 6 sal ek dan nou aanhou sonde doen? Inteendeel, daar's 'n baie groter ek wil amper sê worsteling wat nou met my begin.
as om nou te sê, ja, okay, ek het nou nie reëls nie, ek kan aantrek wat ek wil en ek kan doen. In terme van 'n skoolopsetting, maak wat ek wil, ek kan die klasse by, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. En ek hoop gelowiges, jy weet, begin iets daarvan ook beleef. Dat vir die oomblik wanneer Christus die deure oopmaak in my hart in vryheid en ek daai oomblik begin daar 'n diepte in my teologie kom, daai diepte in my bediening, 'n diepte in my aanbidding wat my dring om gehoorsaam te wees. Wat my dring om saam met kollegas te soek na die waarheid, te soek na antwoorde, te soek na die regte antwoorde. En ek dink ek sê baie vir mense en dis dalk 'n gevaarlike stelling om te sê, weet, in 'n Russiese of in 'n kommunistiese land is dit maklik om 'n Christen te wees. Bedoelende, as jy verkeerd optree, kap jou kop af. Jy weet presies wat is die reëls. Jy weet, en ek bedoel dit nou nie ligtelik nie. Ek bedoel, maar om in ons land, in 'n westerse kultuur, gelowig toegewy te wees. Ja nee, dis 'n ander spel. Hoe doen ek besigheid? Wat se programme kyk ek op TV? Dis 'n ander moeilike gesprek wat ons het, want daar's nie reëls nie. En dit vra vir persoonlike integriteit, ook daar waar niemand kykie. Vat 'n ding soos ouderdomsbeperking. Ek bedoel, laat jy jou kinders toe om op watter stadium watter ouderdomsbeperkings te. Ek bedoel, hoeveel keer het ek en jy nie al in spreekkamers gesit wat jy op die ou en hoor, maar jy die kinders daai 12-jarige seentjie onder jy weet 'n 16 beperkte film laat kyk. En dis waar die gogga gekom het. En dis waar die gogga, dis hoekom my nagmerries kry ensovoorts. Ek bedoel, en dit is gelowiges moet daai goed nie met reëls doen nie. Ek bedoel, hy moet mos as ouer verstaan. Ek moet mos iets oordra hier aan my kind. Oor geweld of oor seks of oor wat. Kom ons kom terug by die woord gestuurdes, net ook hier na die einde van ons lekker saamkuier en so aan. Maar ons is gestuurdes of genooides binne 'n bepaalde konteks. En ons onmiddellike konteks uit die aard van die saak is ons gesin, is ons gemeenskap, ons gemeente, maar ek dink wat naby aan ons almal se hart is ons land, Suid-Afrika. Dis op die tafel. Suid-Afrika is op die tafel, of ek nou die koerant oopmaak, of ek na die TV nuus kyk, of dit om die braaivleisvuur is, maar ons praat oor Suid-Afrika. Waartoe roep die Here ons binne hierdie hele konteks van gestuur wees? Waartoe en waarvoor roep die Here ons? Waarmee vertrou hy ons vir hierdie tyd, hierdie seisoen? Ek dink my eerste reaksie sal wees, hy roep ons om eerlik en met integriteit en met respek met mense om te gaan. Hy roep ons om met mense gelykwaardig en menswaardig om te gaan. En dit roep hy my dat ek op enige plek dit kan doen. Of ek in die skool is en of ek met my huisbediende werk en of ek met mense by die kantoor werk. Maar dan roep hy, kom ons noem dit nou die mense wat in die hoë bome van ons land, dink ek roep hy gelowiges om daar met integriteit en eerlikheid op te tree. Ek dink ons gaan op hierdie stadium 'n bietjie mank daaraan. Ons weet nie wie kan ons vertrou nie, ons weet nie of dit wat gesê word die waarheid is nie, en ek dink as die kerk kan kom en die kerk kan konstante stem van waarheid op die tafel sit en van eerlikheid op die tafel sit, dan dink ek gaan ons baie ver kom, Janie. Dan gaan ons met 'n klomp ander waardes wat ook dan in plek sal val. Dan dink ek gaan ons 'n sosiale verandering sien van hoe mense met mekaar werk en saamwerk. Ek wil 'n laaste, dalk 'n moeiliker opmerking vra, en dit is, ons kyk so na die ander partye en ons sê, as die leiers net meer eerlik is, as die en daai net meer lieftallig is, as so en so net 'n groter sagtheid openbaar, en sê die Here nie, as my kinders net 'n groter integriteit in die dag lê, sal die samelewing volg, kop en nie die stert nie, bo en nie onder nie, maar die kultuur van die wêreld, die stel die voorbeeld, en ons gaan nou maar so agterna saam, terwyl ons moet voorstap met die fakkel van God se verlossing, sy krag, sy liefde en alles wat daarmee saamgaan, en die voorbeeld wat daarmee saamhang, en dan word die res daarin getrek, daai Sagaria teks,
ons gaan saam met julle daar, ons het gehoor die Here is by julle. Ja, en onthou, ek bedoel, as jy kyk na Genesis waar, wat het gebeur met sonde? Adam sê nie ek is Eva. Eva sê nie ek nie. En ons doen dit vandag. Is nie ek nie. Ja. Dis nie ek wat iets moet doen nie, dis die leiers wat iets moet doen. Ja. Dis nie ek nie, want wat is my invloed nou? Ja. En as 'n mens bietjie na die spieël kyk en jy sê vir jouself, maar nou is ons terug by die vorige vraag. Ek is losgekoop. Ja. Ek is vrygekoop. Ja. Ek het, kom ons gebruik maar die woord verantwoordelikheid, om met 'n waardesisteem te leef tot eer van die Here. Ek moet met integriteit leef. Ons moet my kan vertrou. Ek moet nie die sonde ding doen en sê nee, maar okay, dis nou nie, jy weet, ek is nou maar sommer net 'n huisvroukie hier in die huis en wie gaan nou agterkom as ek eerlik is of ek is nie eerlik nie, jy weet. En ek dink daar moet ons begin. Baie dankie. Dankie weer eens vir die baie besondere en betekenisvolle bydrae wat jy gelewer het tot die toekomsvenster reeks. Terwyl van kommunikasie noem ons hom nog steeds God stuur ons, nee? Ja. Of wat gestuur. Gestuur, nee? Ons is God se gestuurdes en ons weet dat dit 'n groot verskil maak in mense se lewens en wie weet vorentoe, dan is daar weer 'n volgende tema. Ons kyk, maar mag die Here ook vir jou ryklik seën daar in die gemeente waar jy werksaam is en in die getuienis wat jy in Suid-Afrika lewer. Dankie Jannie. Baie welkom by Vat 5. Vat 5 is ons 5 minute van bietjie nadink oor die woord van die Here, veral in die lig van dit wat ons in hierdie program gehoor het. En nou Mia, amper sê ek Miaatjie, nee, het hier by ons gekuier. Mia Slabbert, sy het vir ons kon vertel van die gebrokenheid in hierdie wêreld. Ai, en nou sy hart het uitgegaan terwyl sy deel oor mense wat so stikkend is. En terwyl sy gepraat het, het ek hierdie eensaamheid wat daar in die harte van baie mense is, het ek raak gehoor. En ek hoor toe in my eie gemoed die profetiese rede in Matteus hoofstuk 24 in daai omgewing. Nee, jy kan bietjie daar gaan soek, jy ken mos jou Bybel nie waar nie, nee. En nou sê dit, die Here het sy mense hier aan die einde van die tyd, het hulle bymekaar. Kom ons sê nou maar dit is in die groot dag, aan die einde van hierdie dispensasie, soos wat ons dit ken. En nou het hy mense daar, en nou praat hy met een groep mense, en hy sê, daai ontsettende gelade woorde. Hy sê, julle ouens, ek was siek, en julle het my nie besoek nie. Ek was in die gevangenis, julle het nie vir my omgegee nie. Ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was naak en julle het my nie klere gegee nie. Ek was eensaam, as ek dit nou maar kan parafraseer na aanleiding van dit wat ons gehoor het, nee. Al die verskillende kontekste van omstandighede wat ook deel is van hierdie postmoderne wêreld waarin ons deel het. Die skrywer in Jesus sou met reg al hierdie verskillende scenario's daar kon inpas. En hy sê, ek het 'n deel gehad aan hierdie gebrokenheid, en jy het niks gedoen daaraan nie. Wow! En dan kom die mense wat in sy gehoor is, wat verwyd word vir hulle ongehoorsaamheid en onbetrokkenheid. En hulle sê, maar wanneer het ons u gesien in 'n gevangenis? En wanneer het ons al hierdie dinge gedoen? En dan sê Jesus, vir sover as wat julle dit nie gedoen het aan die minstes in die samelewing, aan die kleinstes, aan die geringste in die samelewing nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En dan, baie verrassend, dan draai na 'n volgende groep mense toe en dan sê hy vir hulle, ek was arm en jy het vir my iets gegee, ek was honger en jy het my gevoed, ek was naak en jy het my geklee, ek was in die gevangenis, jy het my besoek en so gaan dit voort en so aan, en met net soveel verrassing, net so groot verrassing, vra hierdie mense, maar Here, wanneer was jy in die gevangenis? Wanneer was u naak, wanneer was u eensaam, wanneer was u siek, wanneer was u aangewese op die hulp en die omgee en die warmte en die omarming en die sagtheid en die deernis en die liefde van mense, wanneer het dit gebeur? En dan sê hy, in die mate waarin jy dit gedoen het aan die geringstes in die lewe, die samelewing, het jy dit aan my gedoen. Julle, dis 'n ontstellende gedeelte, want dit gaan ook hierso oor die ewigheid, en hulle wat deel vorm en deel kry aan die ewigheid saam met God, en hulle wat uiteindelik uitgesluit word.
Nou as Jesus nou hier 'n gesprek tree en hoor nou mooi as ek die konteks probeer skilder en hy praat met hierdie mense oor en dit gaan oor die uitnodiging en die kwalifikasie om deel te kry aan die ewigheid, dan sê hy nie, ek wil net gou vir jou vra die 3 geloofsvrae. Hoe groot my sonde lê, net so ek daarvan verlos kan word en so aan. Die vraag is selfs nie eers, het jy Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar nie, alhoewel dit die onderbou vorm van hierdie hele gesprek. Want daar's nie 'n manier in die wêreld wat ek kan sê dat ek iewers langs die pad die genade van God in my lewe deelagtig geword het nie, en daardie genade is niks anders as die verlossing, die versoening, die vryspraak wat ek beleef het in sy seun Jesus, wat in die volheid van die tyd aan daardie eensame kruishout gaan sterwe ter wille van my. As ek daaraan deel gekry het, kan ek nie verbystap by die nood in hierdie wêreld en sê dit raak my nie, dit traak my nie, ek staan ongeërg daarteenoor. Nou ons kan nie almal alles doen nie. By die gevangenes uitkom en die hongeriges kos gee en die naaktes klee en so ensovoorts. Maar iewers het jy hierdie gebrokenheid in die lewe raak geleef, raak gesien en God vra, wat het jy daarmee gemaak? Het jy iets daaraan gedoen? Wel, dit is die bewys dat my seun in jou lewe effek gehad het. Het jy daarby verbygestap, konsekwent, en dit het jou nie geraak nie? Wel, dit is 'n aanduiding dat jy die genade wat my seun kom betoon het deur vir jou te sterf, nie verstaan het en nie deelagtig geword het nie. Wow, mag die Here ons gehoorsaamheid skenk. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is, mag die Here jou ryklik seën.